40 man gaat je maar die handbellen voor. Kom maar dan, rij! Hey man, wat is die deurbreking? Ja, trek je er, die is het afgesproken. Die komt daar staan. Koorts is erger. Kom, help op. Luitenant Leek, die commandant zijn paard is geschiet. What's up? Bring on fast. Hij is al opgezaald, commandant. Ons moet rijden is 5 uur. Help me. Arbi officieren kijk. Ik kan niet op niet, tante. Ik kan niet op niet. Let ik aan dat. Zijn moeten die gewoon weer. Ja, die langer van Jan Lutz. Nein. Ja, dat snap ik nog niet.
kom net nie op nie. Hy roep die offisiere. Kom ja. Hy kan nie saam met julle gaan nie, hy is te siek. Kommandant. Kommandant, ons moet ry. Ons het die perde opgesaal en die kar vir hier aangespan. Julle kan nie. Dit is sy doodkos. Sy blinde darm gaan bars en kyk hoe lyk hy van die koors. Skok. Kommandant. As Jan en Karel. Hulle is hier, kommandant. Laat Kareltjie buite wag. Ons moet kajuit laat hou. Roep die sekretaris en dan wag hier buite Kareltjie. Kommandant, ons sal kommandant die kar staan gesit. Nee, Jan. Dat is verby. Julle soek julle dood om my saam te sukkel. Ek kan my nie roer nie. Die wa moet op die pad hou. Aan die pad weemal van die kakies. Nee, julle is teen die berg vasgedruk. Luitenant Pijpers. Kommandant. En belang vir die veiligheid van die kommando. Moet dit my in die vijand oorgee. Dit kan nie anders nie. Kom skryf, Alek. Ek raadpleeg julle as offisiere. Stem julle met my saam dat dit nie anders kan nie. Al wat 'n kakie is soek na my. As ek oorgee die kommando kans om weg te kom. Ek hou julle op. Ek stel almal bloot aan gevaar. Skryf, Alek. Hoofluitenant Skalk Pijpers word kommandant in my plek. Hy sal waarneem tot regter hier goed terugkeer uit ons geliefde Vrystaat. Tweede luitenant Jan Luit word hoofluitenant. Sergeant Karel van Heerden word tweede luitenant. Pas hulle opskalk. Was hulle goed op. Ons sê vir jou man en kommandant. Wat saam met hom, Jan? Hy is nou jou nieuwe kommandant. My hoed aan, Alek. My hoed. Dink aan my as jy dit dra. Soos ek aan jou sal dink, al my dapper manne. Jy het nou 'n nuwe kommandant. Gehoorsaam hom en dien so jou volk. Die Here sal van ons rekenskap vra. Totsiens. Kommandant. Hierdie Kareltjie. Was maar nou dapper. Ek wil nie van kommandant af weggaan nie. Hulle kom my saam met kommandant. Nee, Karel. Ek moet by die dokter kom. En jy, en die ander. Dit is nodig om teen die Engelse te veg.
Dank as wat ons nog op 'n perd se rug gaan kom. Dan vang hulle nie vir ons nie. Die manne wil net groet, kommandant. Sterkte, commandant. Commandant, sterkte weer. Beste wensen voor die commandant. Sterkte, commandant. Vrylik bly was. Hendrik, Baas, jy het altyd vir my perd gesorg. is ek baas. So wat vir my perd word as die Engelse jou saam met my vang, hè? Baas, Jy moet saam met Pascal gaan. Hy is nou jou kommandant. Jy moet mooi kyk na my perd. Wil jy jou werk doen? ja, baas. Ja, my commandant. Tot ziens, Johnny. Kijk mooi naar die manneskalk. Max staat op jou. Hier, hoort jou. Elke jy daai brief geskryf. Ja, kommandant. Wat het jy geskryf? Aan die Engelse militêre bevel Prins Albert, aangesien kommandant G.J. Skeepers hom nie in staat bevind om ons langer te vergesel nie, versoek ons die beleefd tog dringend om 'n gerieflike ambulans te stuur na die plaas Koppieskraal ten einde om na die naaste hospitaal te vervoer. Geteken AC van Heerden, sekretaris vir kommandant Skeepers. Dis goed. Gee hom vir Koot Prinsloo. Hy ken die boer op die volgende plaas en hy kan hom vir ons aflewer. Ja, kommandant. Wat is dit? Die olijfolie en citrolie. Dit sal help vir die blinde darm. Sê ek die oomvrou weer vir jou te kom inspreek met die smeer. Maak op hier! Kan ook nie die dokter wees nie. Maak op. Maak op hier! Kom, maak op! Hier's niemand nie, net 'n baie siek. Hier is ek. Is nie nodig om die plek af te breek nie. Los die venster. Ek is die man wat jy soek. Is nie nodig om die huismense so te ontstel nie. Hier is niemand anders hier nie. Waar is die offisier? Hulle wag buite. Ek is op pad. Dan gaan al hulle. Maar is nie nodig om so te lawaai en te kere te gaan nie. Ahoy! Ek dink jy het vir die Engelse geskryf om 'n dokter en 'n ambulans te stuur. Toe maar tante. Nie bang wees nie, daar sal niks gebeur nie. Maar ons moet net 'n bietjie bang as jy weer agter. Hulle weet nie waar my manne is nie. Wat gaan we met jou doen? Toe maar tante. Toe maar. Dis seker nou die res van die patrollie en die offisiere. Ek dink tante moet liewer in die kookhuis gaan wag. Maar as dat tante niks doen nie. Kommandant Skeepers.
Ek is die man wie julle soek. Ek is kaptein Simons. Dit is luitenant Miller. Luitenant. Ons patrollie het die boodskap na Prins Albert onderskep. Dit is vir my 'n groot eer om so dapper krygsman soos u te ontmoet. Alles het onder hierdie omstandighede. Het julle 'n dokter by julle? Ek is nie gesond nie. Nee, ons het nie 'n dokter nie, maar ek is seker teen hierdie tyd is daar iets een op pad. Ons bevelvoerder op Prins Albert, kolonel Alexander, sal self voor vanaand hier wees. Intussen is ek tot die diens en ek hoop daar is iets wat ek vir u kan doen. Dankie. En julle voorhoede, die huismense so 'n bietjie ontstel met hulle geskree en lawaai. Ek sal bly wees as ek kan sorg dat die huismense nie gemolesteer word nie. Dis nie alle keuse dat ek hier oornag het nie. En hulle het goed na my gekyk. Ek vra om verskoning as my manskap se gedrag nie na wens was nie. Luitenant, sê die troepe aan om 'n eind van die huis af te saal en 'n stilte gedrag. Stuur ook vir kinders uit. Sal nie nodig wees nie. My kommando is 8 uur gelede reeds weg. Daar's nie van my mense in die omgewing nie. Sê die troepe moet hulle stil gedra, luitenant. Is daar nog iets anders wat ek vir u kan doen? Ons het 'n kar en sal hy na Prins Albert toe neem sodra hy gereed is. Ek is jammer. As dit moontlik was, sou julle my nie hier gekry het nie. Maar ek kan nie in die bed uitkom nie. Ek het hulp nodig van 'n dokter. In daardie geval wag ons tot die dokter opgedaag het. Dan vertrek ons vroeg môreoggend. Waarna toe vat julle my? Na die hospitaal op Maatjiesfontein. André! 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 Presies, kommandant. Hoe voel die pyn nou? As verandering. Ek kan jou ongelukkig niks meer gee vir die pyn. Dit sal gevaarlik wees. Maar op Maatjiesfontein sal jy in goeie hande wees. Totsiens, kommandant. Totsiens, dokter Nats. Baie dankie.
Leyensburgstasie. Wag even, ek gaan die dokter soek. En hoe gaan het vandaag met ons dapper patiënt? Die koers is terug. Hoe voel die pijn? Volgens skielik weer so, suster. En het die laaste paar dae so mooi beter gegaan? Ek neem met jou koers, dan gaan roep ek dokter Kern. Maar jy moet nie neerslagtig raak nie. Dokter Evans het gesê hy verwag dat die pyn en die koers sal terugkom. Het ek vir jou gesê dat hy so gesê het? Nou ja, dan moet jy net nie moed verloor nie. Jy sal sien, oor 'n paar dae as jy springlewendig gesond. Hoeveel is dit, suster? Maar lyk dit my jy wil vandag slegte nuus hoor. Voel jy te neergedruk? Voel jy te neergedruk vandag? Ek voel nooit te neergedruk nie. Die Here sou wel geskied. Ag, jy sal sien, oor 'n paar dae is jy gesond. Ek gaan dokter Kern roep. Is daar iets wat ek vir jou kan doen voor ek loop? Jy asseblief die tenflap 'n bietjie vyer oopmaak dat ek buite toe kan kyk. Goeiemôre, Dr. Johnson. Hoe gaan dit met ons pasiënt? Ek is nou juis op pad om dokter Kern te gaan roep. Sy koers is weer amper 103 en hy kla die pyn word erger van vanoggend af. Hy's 'n baie siek man en ek bring vir hom slegte nuus. Slegte nuus, kaptein Evans. Ja, hy gaan ons verlaat. Ek dink hy was gelukkig hier by ons. Goeiemôre. Reg, dokter. En hoe gaan dit vandag? Nie te goed nie, lyk dit my.
Nou ja, laat ons sien. Sê as ek jou seer maak. Magtig skepers, kan nie eenmaal jou mond oopmaak en kla nie. Kaptein. Jy gaan weg. Bevel van generaal French. Jy ry vanmiddag 4 uur nog. Mense was nie nodig dat ek dit vir jou moet sê nie. Ek is 'n dokter. Jy's 'n siek man, skepers. Waarheen ry ek? Graaf Renet toe. Graaf Renet? Harrison. Ja, kaptein. Weet jy waarom jy hier is? Nee, kaptein. Geen idee waarom kolonel Henneker my so aansê om jou in te roep nie. Nee, kaptein. Jy is Wilfred Harrison, 'n vakman in beheer van 'n fortifikasieseksie. Ja, kaptein. En jy weet nie waarom ek jou laat roep het nie. Nee, kaptein. Waar werk jou span? Naby Spandoukop, kaptein. Ons grawe 'n loopgraaf. En wat is naby die plek waar jy julle kamma 'n loopgraaf grawe? Kaptein, Jou span werk in die omgewing waar die rebelle begrawe is wat ons tereggestel het. dit het ek nie geweet nie, kaptein. En dan weet jy seker ook nie dat iemand van jou mense daai grafte uitgewys het nie. En jy weet seker ook nie dat jou mense klippe om daai grafte gepak het en 'n klipkruis daarop gerig het nie. Nee, kaptein. Weet jy daarom dat die mense wat onder jou werk potensiële rebelle is? Hulle is mense wat neutraal bly omdat hulle gewetensbesware het, kaptein. Hulle is rebelle teen die Empire. Allemaal mense wat geweier het om saam met die Loyal Dutch aan te sluit by die Town Guard. Mense van wie daar 'n voorbeeld gemaak moet word as ons nie 'n volskaalse oorlog in hierdie kolonie wil sien nie. Ek is meegedeel dat hulle almal onderneem het om neutraal en lojaal te bly volgens die proklamasie van Lord Milner, kaptein. Dit het hulle gedoen omdat kolonel Henneker hulle in die tronk gestop het op aandrang van die Town Guard. Moet hulle nie wou aansluit nie. Dis 'n voorwaarde vir hulle vrylating geweest. Of dink jy dis uit lojaliteit vir die Britse Ryk dat hulle besluit het om te help met die fortifikasie van Graaf Renet? Ek was onder die indruk dat hulle almal respektabele en lojale mense is, kaptein. Almal gesiene mense. Die soort wat jy onder jou duim moet hou, ja. Of het jy ook nie geweet dat Graaf Renet al die jare die grootste nes van opstokery teen die Britse Ryk was nie? Wie het daai grafte uitgewys? Dit was jy. Jou seksie het daai klippe gepak en jy het die grafte verlei gewees. Dit blyk nou ook dat jy in die name daar teepartytjies hou by hulle. En dat hulle jou leer om hulle taal te praat. Daar geen kwaad in gesien nie, kaptein. Dis 'n skande vir jou regiment. En ek neem kennis van jou uitdagende houding. Jy word onthef van jou weer oor daai seksie. En jy sal nou onmiddellik teruggaan en daardie klippe en die kruis van die grafte af verwyder en die plek gelyk maak soos wat dit was. Daarna haal jy jou uitrusting en jy kom hier en kom meld jou aan by jou onderofficier vir strafdienste. Hy gaan sterf as ons hom nie van die trein afkry nie. Hy sal Beaufort Wes nie haal nie. Maak toe daai verdomde venster. Kaptein het beveel aan dat die pasiënt op Knowpunt van die trein afgehaal word en na die hospitaal oorgeplaas word. Hy het mediese sorg nodig wat ek nie hier vir hom kan gee nie. Hoe is die pyn nou? Beter, dankie. Ek dink ek word gesond. Ek voel net asof ek geen krag in my liggaam het nie. Ja, maar jy lê al heel dag so stil. Ek verlang verskriklik na my familie en my vriende. En ek is honger ook. Die dokter het my die afgelope 3 dae net melk gegee. Ek sien jy vat nie vandag aan jou koerant nie. Ek lees nie meer daai gemors nie. Sulke vreeslike leuns iedere dag. Die ganse beskaafde wêreld sal verbaas wees om die waarheid agter elke leuen te hoor. En iemand moet dit vir hulle wys. Ons kan dit nie nou doen nie. Maar as hierdie oorlog verby is, sal elke skandaal en die waarheid geopenbaar word. Niemand wil dit vir jou sê nie, maar ek sien jy lees nie vandag jou koerant nie. Hulle skryf baie oor jou vandag.
Wat sê hulle? Teregstelling in Graaf Reinet, nog hierdie week. Ek het gewonder vir wat verplaas hulle my Graaf Reinet toe. Ek kom agter hulle beskou my as 'n groot misdadiger. 'n Misdadiger oor ek veg vir my land en vir my volk. Maar hulle is dappere krygsmanne omdat hulle onregverdige oorlog voer vir goud. Ek het my plig gedoen. Ek het my bevele uitgevoer vir my land en vir my volk. Die Here se wil sal geskied. Party van ons manne van kommandant Louter se komando gaan ook Graaf Reinet toe verplaas word. Ek hoor 'n mens kry nie eens kans om jou te verdedig daar. Hulle skiet jou sommer daar. Daar sal 6 mans geskiet. Natuurlik. Daar's mos nog mense met bloed in hulle are daar en hulle moet bang gemaak word. Die Engelse fair play en justice moet hulle op hulle plekke hou dat hulle nie die gewere gryp en die wêreld in die brand steek nie. Maar die beskuldigings teen jou is belaglik. Moord op swartes en barbaarse behandeling van swartes. Daar was ooreengekom dat ons nie swartes in hierdie oorlog sal gebruik nie. Dis 'n oorlog tussen ons en die Engelse. Maar hulle gebruik hom. Hulle gebruik hom as 'n spioen en hulle weet hulle gebruik hom as 'n spioen. En hulle weet ook dat as 'n spioen gevang word, dan kan hy doodgeskiet word. Waarom anders betaal hulle hom 7 shillings en 'n 6 pence 'n dag, terwyl hulle hulle eie Tommy se shilling 'n dag betaal? Waarom? As hulle dit nie weet nie. Maar as hy gevang word, dan is dit moord en barbaarse optrede. Dink hulle ons is so blind? Kan die hele wêreld so blind wees vir die waarheid? As ek aan hierdie dinge dink, dan voel ek bly dat ek so goeie aandeel aan Magersfontein gehad het. En as ek spyt dat ek die Engelsman nie Peter opgekuil het en die kans gehad het nie. Nog baie pyn. Nee, ek voel 'n bietjie swak, maar ek het nie meer pyn. Dit is 'n verskriklike dag wees vir jou. Dit is vir my 'n besonder belangrike dag. Dit is vandag my vader se verjaarsdag. En ek sien vir die eerste keer in so 'n lang tyd in my land. Berge, veld. Wanneer laas het jy jou ouers gesien? Ek het my moeder omtrent 'n jaar laas gesien. In Maart verlede jaar net na die val van Bloemfontein. My broer Skalk was siek in die hospitaal in Pretoria, maar ek het gegaan om hom te besoek. Ek het 'n paar dae verlof gehad en ek het hulle gaan ontmoet. Vir die laaste keer. Het jy al iets van hulle gehoor? Niks. Ek het in die hospitaal het vir hulle geskryf ek het siek geword en ek moes my oorgee. Maar hulle het nie die brief gekry nie. Ek weet nie waar my vader is nie. Dis oorlog. Hy's 'n kommandant hier was in die veld. Moeder. Ek het op Beaufort Wes 'n brief van my verloofde gehad. My geskryf my moeder en my sussie is in 'n konsentrasiekamp iewers in Natal. Jy weet natuurlijk dat dit daar boer in die Republiek nie so groot misdaad is om plase, huise af te brand soos hier nie. As ek iets vir jou gee, sê jy dit dra die hele tyd uit jou kommando's. Dat hang af wat dit is. Gee my jou hoed. Sê jy dit dra? Ons is nou naby Graaf Reinet.
is my persoonlike dag ook. Daar's niks van enige belang vir enigiemand anders daar nie. Dat was die oorheid besluit. Maar ek kry my goed terug. Dat was die oorheid besluit. Naam? G.J. Skeepers. Volle naam. Gideon Jacobus Skeepers. Geboortedatum? 4 April 1878. Ja, maar is dit wel. Ek het gekom om te hoor of jy enige getuies het waar jy vir jou verdediging beroep. Het ek die eer om te verneem wie jy is? Ek is kaptein Tennant. Prokureur en intelligentieofficier hier in Graafrenet. Dis kaptein Lamston van die Highland Light Infantry. En wie wil by my hoor of ek enige getuies het om vir my te getuig? Dis korrek. En mag ek weet op watter aanklagte ek terecht staan? Dit weet jy seker beter as ek. 7 aanklagte van moord op inboorlinge, 1 van poging tot moord, 23 van barbaarse optrede teenoor Britse onderdane en brandstifting. Maar weet toch alles, Skeepers? Van moord weet ek niks. Jy het vergeet ek as offisier van 'n onafhanklike republiek wat in 'n staat van oorlog verkeer met die Britse Ryk. En in daardie hoedanigheid het ek op bevel van my bevelvoerende offisiere sekere dade van oorlog gepleeg teen die Britse Ryk. Ek is nie hier om die meriete van die saak te bespreek nie. Dit is nie my funksie nie. Dit is die funksie wees van die hol wat jou sal verhoor. Ek is die aanklaer in die saak en ek wil weet of jy enige getuies wil roep vir jou verdediging. Ek weet van geen misdade wat ek gepleeg het nie en kan dus nie getuies voorstel wat enige kennis daarvan dra nie. 'n Lys van die beskuldigdes sal aan jou verskaf word, asook 'n lys van die getuies, alsaam 53 van hulle. Daar is ook iemand aangewys wat namens jou sal optree en hy sal omsien. Meneer Thomas Soret, prokureur van Graafrenet, kan u enige tyd spreek. Die getuies van alles wat ek gedoen het sedert die uitbreek van die oorlog is die manskappe in my kommando wat almal tans te velde is. En my bevelvoerende offisiere wat ook almal op die oomblik op aktiewe diens is. Ek kan dus op die oomblik nie vir u die name verstrek van enige beskikbare getuies nie. Ek sê jou aanraai om weer oor die saak te dink. As jy wag totdat al die getuies teen jou aan jou voorgelees is, sal dit dalk te laat wees om getuies op te spoor. Wanneer van die verhoor plaas? Jou saak sou maandag 16 Desember voorgekom het, maar as gevolg van jou swak gesondheidstoestand is dit uitgestel. Tot wanneer? Tot woensdag 18 Desember. Aangezien dit mij die ondergetekende generaal J.D.P. French, bevelvoerende officier van Haar Majesteits Kaapluchte in die Kaapkolonie van Suid-Afrika, voorkom dat Gideon Jacobus Skeepers, eertydse commandant van die Suid-Afrikaanse Republiek,
en 'n burger van die Oranje Rivierkolonie die misdade in die aangehegte skedule gepleeg het, roep ek hiermee byeen 'n militêre hof om die voormelde Gideon Jacobus Skeepers te verhoor. Gideon Jacobus Skeepers, jy het die bevel gehoor waardeur hierdie hof saamgeroep is. Het jy enige beswaar om verhoor te word deur my as president, deur kaptein Wilson aan my regterhand of luitenant Dos na my linkerkant? Ek het geen beswaar teen enige van die lede waaruit hierdie hof saamgestel is nie. Maar ek maak beswaar teen die hele hof. Ek is nie 'n burger van hierdie kolonie nie en ook nie 'n Britse onderdaan nie. Ek is 'n burger van die Oranje Vrystaat. Meneer die president, ek maak beswaar. Die beskuldigde antwoord die vraag van die hof nie. Hy opper 'n beswaar teen jurisdiksie. As hy dit wil doen, moet hy nadat die hof ingesweer is, onder eed getuienis lewer om sy beswaar te staaf. Meneer die aanklaer, is nie duidelik dat die beskuldigde in hierdie stadium beswaar teen die jurisdiksie van die hof opper nie. Antwoord. Ek is 'n offisier van die Republikeinse magte. Dit is heeltemal teen alle konvensies van oorlogvoering dat 'n gevange offisier vir dade van oorlog wat hy gepleeg het, verhoor word deur sy teestanders wat hom gevange geneem het. Dit is heeltemal teen die reg van oorlogvoering dat 'n kruisgevangene deur sy vyande verhoor word op siviele aanklagte. Deur 'n hof wat bestaan uit vyandelike offisiere. Dit is teen die reg van oorlogvoering dat 'n kruisgevangene verhoor word deur sy vyand vir oorlogsdade wat hy gepleeg het op bevel van sy hoër offisiere. Hierdie militêre hof het geen reg om my te verhoor nie. Jou beswaar is die een wat die hof al meermale moes aanhoor. Hierdie hof is ten volle bevoeg om enige aanklag te verhoor teen 'n persoon wat in 'n gewapende optrede betrokke was in gebiede waar krygswet geld. Die hof ontleen sy bevoegdheid aan 'n regeringskennisgewing wat op 22 April vanjaar uitgereik is deur die kantoor van die prokureur-generaal. Die bevoegdheid van hierdie hof word dus ook erken deur die siviele regsowerheid. Volgens die kennisgewing van 22 April wat uitgereik is deur generaal Kitchener as die opperbevelhebber van die Britse magte in hierdie land, is hierdie hof bevoeg om alle oortredings, ook oortredings en aanklagte van gemeenregtelike misdade te verhoor as hulle gepleeg is deur persone wat aktief onder die wapen teen Haar Majesteit was. Die militêre howe is in die distrikte waar krygswet geld juis vir hierdie doel ingestel en het dus wel deeglik jurisdiksie in hierdie soort saak. Die hof het juis ook jurisdiksie en opdrag om baie streng op te tree teen politieke misdade en misdade teen die gebruike van oorlogvoering soos sluipmoord, strooptogte, verraad en buitery. En dit is juis die soort aanklagte waarop jy terecht staan. Jou beswaar teen hierdie hof word van die hand gewys. Maar die kennisgewing van 22 April is van toepassing op Britse onderdane en inwoners van hierdie kolonie. Jou beswaar is van die hand gewys. Ek gaan dus volgens voorskrif voort om die lede van die hof en die betrokke amptdraers in te sweer. Hoekom wag hulle so lank? Gaan ons dan nie inroep nie? Weet nie. Dink jy hulle werk dalk net by die verklaringe wat ons gemaak het? Ek weet nie. Miskien Leslie is van die aanklagte en die lys is seker so lank soos jou arm. Dink jy hulle gaan hom ophang? Hoekom nie? Hy klink geseker om te val. Ek hoor in die dorp hulle sê hy's nie 'n rebel nie. Hulle sê hulle mag hom niks doen nie oor hy 'n Vrystaatse offisier is. Wel, hy het verletter geskiet en hy was ook een van die offisiere, maar hy was 'n Britse onderdaan. Meneer die president, die gevangene was vir die afgelope aantal weke baie ernstig siek en is op die oomblik nog nie gesond nie. Hy het vanoggend nog 'n baie hoë koors gehad. Ek besef dat hierdie verhoor alreeds een keer uitgestel is en vra dus nie vir verdere uitstel. Maar ek wil die hof versoek om die gevangene te laat sit. Anders sal sy swak gestel nie die dag se verrigtinge kan verduur nie. Erkennend. Aangesien daar geen verdere aansoek is om uitstel nie, het die vervolging geen beswaar nie, meneer die president. Maar met u toestemming wil ek graag die volgende beswaar opper. Die vervolging maak ten sterkste beswaar daarteen dat die beskuldigde in die velduniform van die Vrystaatse artillerie in die hof verskyn. Die beskuldigde word nie verhoor in sy hoedanigheid as lid van die Vrystaatse staande mag of vanweë enige dade wat hy gepleeg het in sy hoedanigheid as offisier van enige erkende verdedigingsmag nie. Daarom vind ons dit hoogs onvanpas dat hy in sy uniform in die hof verskyn. Die versoek lyk vir my heeltemal billik, meneer Tennant. Maar na my mening is dit nie 'n aangeleentheid waaroor die hof hom hoef uit te spreek nie.
Gideon Jacobus Skeepers van Bloemfontein in die Oranje Rivier Kolonie, 'n burger van die gewese Republiek van die Oranje Vrystaat en ex-kommandant van die sogenaamde federale magte. Jy word aangekla, en dis die eerste aanklag, van moord omdat jy op of naby sekretariskraal in distrik Maritzburg in die maand van Januarie 1901 vir Jacob Phyllis en Kido Naturelle en Britse onderdane doodgemaak of vermoor het. Hoe pleit jy op hierdie aanklag? Onskuldig. Die tweede aanklag is een van moord, omdat jy op of naby Brakwater in die distrik Willowmore op of omtrent die 18de Januarie 1901 ene Mojeka, 'n naturelle konstabel van die Kaapkolonie doodgemaak of vermoor het. Hoe pleit jy op hierdie aanklag? Onskuldig. Is jy seker Johannes Lotter was 'n Britse onderdaan? Ek sê jou dan anders maar 'n rebel geskiet. Ek weet hy het hom meer gevang, maar hy is nog 'n Vrystaat. Hy het sy hele lewe lank in die Vrystaat gewoon. Hy is op Somerset Oos gebore en tot kort voor die oorlog het hy nog besig te Bloempoort gehad. Hy was 'n rebel, maar dit maak nie vir die Engelse saak nie. Skeepers is net so 'n Britse onderdaan soos jy en ek, of het dit of weet of nie. Die Vrystaat is van my maand verlede jare van 'n Britse kolonie. Hulle het die Vrystaat na die val van Bloemfontein al geannexeer en Transvaal ook vanaf September verlede jaar. 14de aanklag. Beskadiging van spoorweë om die naby Marais Seilyn, distrik Aberdeen, op die 17de Maart 1901 die spoorlyn opgeblaas het en daardeur die lewens van Britse onderdane in gevaar gestel het. Hoe pleit jy op hierdie aanklag? Op hierdie aanklag en op al die ander aanklagte van die vernietiging van spoorweë en treine en die aanklag van brandstigting, erken ek die feite. Maar ek is onskuldig aan die aanklagte, omdat ek opgetree het in opdrag van my regering en in uitvoering van die bevele van my hoëroffisiere. Herbert Sherwood, die hofroep Herbert Sherwood. Herbert Sherwood is hier om te getuig in die verhoor op 'n aanklag van moord teen Gideon Jacobus Skeepers. Sweer jy dat die getuienis wat jy voor hierdie hof sal gee die waarheid is, die volle waarheid en niks anders as die waarheid nie, so help jy God? So help my God. Meneer Sherwood, is u 'n inwoner van Graafrenet? Inwoner van Maritzburg, ek bly op die oomblik in Graafrenet. Herken u die beskuldigde? Ja, ek het hom in Maritzburg gesien. In watter geleentheid was dit? Ek het 2 verkenners uitgestuur op bevel van generaal Settle se veiligheidsstaf. 2 van hulle, Jacob Phyllis en Kido, is uitgestuur in die rigting van Beaufort West en het nooit teruggekeer nie. Wat het van hulle geword? Ons het rapport ontvang dat hulle dood is. Die kommandant het mans uitgestuur om vas te stel of hulle dood is en hulle te begrawe. U sê dit was in Januarie. Het die Skeepers toe in Maritzburg gesien? Ja, was eers in Maart dat ek hom gesien het. Dink die 26ste of die 28ste. Toe hy en sy kommando 'n strooptog op die dorp gedoen het. En jy herken hom as dieselfde man wat die strooptog op die dorp uitgevoer het? Ja. Hy het na my huis toe gekom en my uitgeskel omdat ek die verkenners uitgestuur het. En hy het gesê, ek het die ander dag 2 van jou verkenners by sekretariskraal doodgeskiet. En ek het gesê, ek weet jy het. Geen verdere vrae nie. Meneer Orek. Meneer Sherwood, u het gesê Skeepers se kommando het 'n strooptog op Maritzburg uitgevoer. Ja. Die tyd toe die 2 verkenners geskiet is, dit was in Januarie. Was Skeepers se kommando die enigste kommando in die distrik? Kritzinger en Fouché het ook kommandos in die Maritzburg distrik gehad. En het u voor of nadat die 2 verkenners geskiet is, gehoor dat daar in werklikheid 3 kommandos in die distrik was? 'n Paar dae voor hulle geskiet is. En is u seker die gevangene het gesê dat dit hy was wat die 2 verkenners geskiet het? Na die beste van my wete, ja. Wil die aanklaer die getuie herondervra? Nee, meneer die president, maar ek wil 'n tweede getuie roep op die eerste aanklag. Hy lieg. Hy weet dus precies wat hy moet skiet. Hy lieg omdat ek sy huis afgebrand het omdat hy die Engelse se vuilwerk vir hulle gedoen het. Jy is nog baie leens hieroor. Ek weet nie wat hy sê nie. As jy jou kans kry as jy in jou eie verdediging getuig. Maar kon jy nie net vir hom gevra het of ek sy huis en sy winkel afgebrand het? Ek het in die poskantoor op Aberdeen gewerk. Op 15 Januarie vanjaar het die boere daar deurgetrek. Ek het by hulle aangesluit. In Julie is ek in die Kamp de Boberge gevange geneem. Ek is hier op Graafrenet verhoor omdat ek die wapen opgeneem het. Ek is skuldig bevind, maar ek is begenadig.
En het jy die beskuldigde hier voor die hof ontmoet terwyl jy op kommando was? Ja, die hele tyd wat ek op kommando was ek onder kaptein Skeepers se bevel gewees. Ek het hom elke dag gesien en baie met hom gepraat. En in die tyd het jy gesien dat die Naturel Mojeka geskiet is? Ja, kaptein Skeepers het vir die Naturel gesê dat hy geskiet gaan word. En toe die Naturel probeer weghardloop om sy lewe te red, het hulle hom geskiet. Vrystaat by die naam Smit het hom met 'n revolver geskiet. Geen verdere vrae nie. Meneer Momberg, waar is die Naturel wat geskiet is gevang? Was dit op 'n plaas? Nee, het was omtrent 'n myl buitekant Willowmore. Waar was hy gedurende die geveg? Ons het nog gehou tot na die geveg en toe is hom saam met ons geneem. Wie was op daardie tydstip in bevel van die kommando? Skeepers se Fouché was in bevel. En Kritzinger? Hy was nie daar nie. En na die geveg was Skeepers die hele tyd saam met die kommando? Een van Willowmore af na die geveg het Skeepers se Fouché weer by die kommando aangesluit. Skeepers het die bevel gegee dat die treinspoor opgeblaas moet word en dit is toe gedoen. Daarna is die kommando na 'n plaas toe. Daar het hulle afgesaag. Daar het ek gehoor Skeepers sê vir die Naturel dat hy geskiet gaan word. Ons was die hele klomp bymekaar en ek het hom dit self hoor sê. Hy het gesê vir die Naturel, hy's 'n spioen, maar die Naturel het gesê hy was nie. Meneer Momberg, op watter datum is die Naturel gevang? Dit was dieselfde dag wat ons Willowmore aangeval het. Dit was dus op die 18de Januarie, dieselfde dag wat Mojeka volgens sy vorige getuie vermis is. Ja, was die 18de Januarie. Op die tydstip toe die Naturel geskiet is, was enige Britse troepe naby. Was daar geveg in die gang? Nee, dit was die hele ruk na die geveg. Daar was nie troepe nie. Die kommando het op 'n plaas gerus. Die vervolging is klaar met die 11de getuie op die tweede aanklag van die verstand. Getuie kan die bank verlaat. Getuie kan die getuiebank verlaat. Hulle het hom begenadig. Hy skuld hy hulle lewe vir sy eie lewe. Sy getuienis is sleg vir ons. Hy wil saam met jou op kommando, dis jou woord teen syne. Hy is nie vir my sleg nie. Dit sal net vir my sleg wees as hulle iets teen my kan inbring sonder dat dit vals is. Johannes Jacobus Maree, sweer jy dat die getuienis wat jy sal gee die waarheid is, die volle waarheid en niks anders as die waarheid nie? Steek jou regterhand op en sê so help my God. So help my God. Meneer Maree, wanneer het jy by die vyand aangesluit? Dit was Maart maand hierdie jaar. Wie se kommando het jy aangesluit? By Skeepers. Dat is die gevangene hier in die hof. Ja. En wanneer is jy gevang en wat het toe gebeur? Ek is op die 5de Oktober gevang. 'n Militêre hof het my verhoor en my toe lewenslank hardepad gevonnis. Onthou jy die tyd waar jy by Skeepers se kommando was, daar 'n plaas langs die Sondagsrivier afgebrand is en 'n Naturel daar geskiet is? Ja. Toe die kommando op die plaas aangekom het, was daar 'n prisonier in die hande van 'n boerepatrollie. Hy was in die waanhuis. Toe die kommando op die plaas weg is, het hulle hom end weggeneem en geskiet. Ek het gesien hulle skiet hom en hy val, maar ek was nie saam in die 4 peloton nie. Hulle het hom langs 'n ry bome langs die rivier geskiet. Ken jy die man wat hom geskiet het? Ja. Dit was Karel Meyring. En wie was sy bevelvoerder? Karel Meyring was in Skeepers se kommando, maar ek weet nie wie het vir hom gesê om die Naturel te skiet nie. Maar niks is ooit gedoen sonder kommandant Skeepers se bevel nie. Geen verdere vrae. In die periode toe die Naturel geskiet is, meneer Maree, was daar enige ander offisier of bevelvoerder van 'n kommando op dieselfde plaas? Ja, daar was. Wie was dit? Fouché en Skeepers was altyd daar met kommando's. En kan u onthou of die plaas afgebrand is voordat Skeepers se kommando daar weg is? Nee, ek kan nie onthou nie. En het u self gehoor dat daar 'n bevel gegee word dat die Naturel geskiet moet word? Nee, ek het nie die bevel self gehoor. Geen verdere vrae nie. William George Rawburn, sweer jy dat die getuienis wat jy gaan gee die waarheid is, die volle waarheid en niks anders as die waarheid nie, so help jou God? So help my God. U is verbonde aan die Britse magte in die waar nie, meneer Robben. Ek is in die veiligheidstak en ek is gestasioneer op Malmesbury. En voorheen was u gestasioneer op Touwsrivier. Dis korrek, ja. Ek het tot die einde van November op Touwsrivier gewerk. Daar is 2 van my verkenners in September geskiet. Vertel jy al daarvan? In September het ek gehoor dat 2 van my verkenners, John Jagpan en Johannes Rooi, doodgeskiet is en begrawe is op die plaas Willeparefontein in die distrik Montagu. Ek het na die plaas toe gegaan en die lyke daar gekry en hulle herken as die lyke van die 2 verkenners wat verdwyn het.
Die een was deur die mond geskiet, die ander deur die oog. En wie was verantwoordelik daarvoor? Die rapport van ons intelligensiediens het gesê dat Skeepers se kommando op daardie stadium op plaas was. En die twee naturelle, was hulle gewapende lede van die Britse magte? Nee. Nee, ons het hulle gebruik as gewone naturelle boodskappers. Hulle het geen wapens gedra nie. Geen verdere vrae nie. Meneer Robben, u was aan bevel van die veiligheidstak van die distrik waarin hierdie voorval plaasgevind het. Dis korrek, ja. Dus sal u seker baie goed onthou of daar enige ander kommandos in die omgewing was. Inderdaad, ja. Daar was geen ander kommandos in die distrik van Touwsrivier in die tydperk toe my 2 verkenners geskiet is. Geen verdere vrae nie, meneer die president. Wil die vervolging die getuie herondervra? Nee, dankie, meneer die president. Die hof word vandag tot 10 voormiddag môre, 20 Desember 1901. Die getuies kom een na die ander binne, word aangesweer en gee hulle getuienis. Die meeste van die getuies was mense wie se huise afgebrand is, ensovoort. Een van hulle was klein John Momberg, vroeër van my kommando, wat gevange geneem en vrygelaat is. En natuurlijk gee nou in alle erns verklaringe teen my wat infame leuns is. In elke geval waaroor hy getuig wat hy juist self gehoord het, ek persoonlik die bevel gegee het om byvoorbeeld 'n swarte te skiet of 'n huis af te brand. Hy was 'n rebel. En 'n mens kan goed begryp dat sy loslating heel wat daarmee te doen gehad het. Maar 'n mot vlieg om 'n kers totdat hy homself aan gevaar bring. Ek het Skeepers van der Werf gesê dat die koel vir hom te goed was. Ek het Skeepers gehoor sê, ek behoort jou dieselfde manier te behandel as wat ek daardie naturel behandel het. Maar ek het in die kamp nie 'n koel wat laag genoeg vir jou is nie. Die hof roep Karel Witbooi. Die hof roep Karel Witbooi. Nee, ek kan hom nie definitief identifiseer as iemand Skeepers of wie se laar ek was nie. Ek kan nie sweer wie dit is wat die noodaan-kommandant van der Merwe geskryf het nie. Maar dit het van de Vosse plaas gekom waar Skeepers was. Die hof roep Konrad Joachim. Nee, ek het nie self met Skeepers gepraat nie. Ek het hom net daar gesien, kort voor die huis afgebrand is. En daarna. Ek het Skeepers gesien, ja, maar nie van naby nie. Die gevangene hier in die hof lyk na die man wat ek daar gesien het, maar soos ek sê, ek het hom nie van naby gesien. Die beskuldigde se beswaar word verwerp. Skeepers het vir my gesê, as jy so 'n getroue onderdaan van die Britse regering is, dat ek jou huis afbrand, want hulle sal vir jou kompensasie betaal, en ek wil vir hulle soveel onkoste moontlik maak. Geen verdere vrae. Geen verdere vrae. Geen verdere vrae. Geen verdere vrae. Alle moontlike getuies word teen my geroep. En hulle doen wat hulle kan om die verklaring teen my so sterk moontlik te maak. Selfs getuienis wat enigstens in my guns was, word teruggehou. En die getuies het glad nie in die hof verskyn nie. Die verklaringe wat voor die verhoor in die gevangenis aan my voorgelees is, het ook nie voor die hof gekom nie. Omdat hulle of min of meer in my voordeel was, of teenstrydig was met die getuies wat wel verskyn het. Pieter Boysen, jy is hier om te getuig teen Gideon Jacobus Skeepers op die 9de, 10de en 14de aanklagte van wrede en skandelike dade teen die gebruike van oorlogvoering. Sweer jy dat die getuienis wat jy gaan gee die waarheid is, die volle waarheid en niks anders as die waarheid nie, so help jy God? So help my God. Waar werk jy, meneer Boysen? Ek is nou by die Gravernet Guides. Bly op Mooifontein Plaas in die distrik van Gravernet. En was jy 'n gevangene van Skeepers? Ja, in Maart maand was ek 'n verkenner vir die intelligensiediens. Hulle het my op 14 Maart by Watervlei gevang. En daarvandaan het hulle my geneem na uitkoms en toe daarvandaan weer na Langfontein en toe is agter die kommando aangetrek wat toe juis op pad weer na uitkoms toe was. Wat het toe gebeur? Langs die rivier het ons toe gesien dat meneer Meredith se huis aan die brand is en ons die heel nag deur getrek. En ek is voor die kommando te voet uitgedryf.
Maar die wag wat my opgepas het, hy was daarom op beperk geweest. En ons het eers vroeg die volgende oggend op Seevoege aangekom en daar is ons aangeval. En terwyl die skietery aan die gang was, het hulle gesê ons moet teen die berg uittrek en omtrent so 3 myl van die rivier af. En terwyl ons die berg opgetrek het, was ons die hele tyd onder die pompomvuur. Was die hele kommando op hierdie manier in die vuur? Net ons wat gevangenes was en ons wagte. Skeepers en sy manne hartskuiling. Hoeveel gevangenes was daar? Omtrent so 25 al te saam. En die hele tyd wat julle teen die berg opgetrek het, was julle onder die vuur? Ja, maar net ons wat gevangenes was. En toe ons 'n wit vlag wou opsteek, toe die wag wat ons opgepas het gesê, dat hy ons sal skiet as ons dit doen. En hulle het ons juis toe gestuur sodat ons die vuur op ons moet kon trek. En was Skeepers die gevangene hier voor die hof bewus van die situasie? Ja, hy het ons hele tyd dopgehou en hy kon maklik vir ons 'n veilige plek gegee het. En wat gebeur toe julle aan die ander kant van die berg kom? Ons is die hele tyd haastig en te voet voor die perde uitgedryf sonder enige kos en die hele tyd het hulle ons met hulle sambokke aangejaag. En as ons honger was, moes ons kos by die plase bedel en die hele tyd wat ek saam met die kommando was, het nie een keer vir my 'n stukkie kos gegee nie. En ons het die hele tyd geloop en daar was baie ekstra perde en ek kon maklik vir ons perde gegee. Later het 4 van die gevangenes perde gekry, maar daar was nie saal. Het hulle jou ook een afgedoen? Ja, maar ek woon nie 'n perd sonder 'n saal ry nie. Dit het vir my 'n saal gegee, maar toe was daar nie stabiels nie. Het jy ook die vernietiging van die spoorlyn by Marais-lyn gesien? Ek het die Sondagnag ontsnap. Ek het die ontploffing gesien, maar ek was nie daar om die spoorlyn se vernietiging te sien. Geen verdere vrae nie. Meneer Boysen, toe u die berg opgetrek het, wat se pad het u gevolg? Beskryf die terrein vir ons. Dit was teen die berg op, soos wat 'n bergman is. Het u dalk in 'n kloof of in 'n sloot opgetrek? Ja, toe ons getrek het, toe het ons in 'n sloot opgetrek, maar dit was maar 'n vlakkerige sloot geweest. Waar was die kommando toe u die berg opgetrek het? Die kommando was tussen ons en die Engelse. Die Engelse was juis besig om die kommando aan te val. En toe u bo op die berg kom, waar was Skeepers en sy manne toe? Toe ons daar kom, toe was Skeepers en 'n paar van sy manne al reeds daar gewees. Ja. Meneer Boysen, toe u die berg optrek, toe was Skeepers en sy manne tussen u en die Engelse was besig om hulle te jaag. En toe u bo op die berg kom, toe Skeepers en sy manne alreeds daar. Skeepers is onder 4 berg op, maar u nie. Kan u asseblief aan die hof verduidelik, hoe is dit moontlik dat Skeepers en sy kommando voor u op die berg gekom het? Ek kan nie dink wat het gebeur het nie. Geen verdere vrae. Ek bly op Den Doen plaas in die distrik Jansenwil. Die boere het in die nag van die 4de Augustus daarheen gekom. En die volgende dag het Van der Merwe vir my gesê, Skeepers het hom beveel om alles wat op die plaas is te verwoes. En het hy dit toe gedoen? Ja. Hulle het die huis afgebrand, die meubels, die waanhuis. En alles wat kon breek, die waans, die karre, alles het hulle verbrand. En is die beskuldigde hier voor die hof dieselfde man wat jy toe daar gesien het op die plaas? Ja, dis hy. Hy het daar verbygery terwyl die huis nog gebrand het. Baie van sy mense stilgehou en goed opgetel wat nog nie gebrand het nie en dit ook in die vuur gegooi. Hoe laat was dit omtrent toe dat die huis afgebrand het? Dit was 7 uur in die oggend. En Van der Merwe het vir my gesê hulle gaan my broer se plek Fanshawe ook afbrand. Ruk na hulle daar weggesit ek. Die rook het my broer se opstal ook sien trek. Was die beskuldigde hier voor die hof ook op Fanshawe? Ja, hy het die ander in daardie rigting gevolg. Geen verdere vrae nie. Meneer Featherston, wat het Van der Merwe en sy mense gemaak nadat hulle die huis in die brand gesteek het? Hulle het net gewag dat alles goed brand en toe is hulle daar weg. En was Skeepers en sy manne toe nog op die plaas? Nee, hulle was al weg toe hy daar aangekom het. En toe jy die rook op die broer se plaas gesien het, was Skeepers toe nog op u plaas? Nee, toe ek die rook gesien het, was hy al 'n hele ruk weg. Dit is omtrent 3 myl van my plaas af na my broer se toe. Meneer president, ek roep nou die 46ste getuie vir die vervolging om die 12de aanklag. Dit is Swartboy Gokso. Roep Swartboy Gokso. Swartboy Gokso. Die hof roep Swartboy Gokso. Swartboy Gokso, sweer jy dat die getuienis wat jy gaan gee die waarheid is, die volle waarheid en niks anders as die waarheid nie, so help jy God? So help my God.
werk jy? Ek werk vir meneer Jacobs van Spitskop in die distrik van Credo. En het die kommando op Spitskop aangekom? Ja, daar was 'n kommando daar. Wat het toe gebeur? Toe het my baas my gestuur om vir die Engelse offisiere te gaan vertel dat daar 'n kommando is. En toe? Toe ek op pad terug was, Spitskop toe, het die boere my gevang en na hulle laar toe geneem. Toe het 'n man die kommandant gaan vra wat hy met my moes doen. Toe hy terugkom, het hy gesê dat die kommandant sê ek moet 25 goue kry. En hoekom het hulle gesê moet jy die houe kry? Hulle het gesê omdat ek hulle aan die Engelse gerapporteer het. En toe? Ek moes my uittrek en op die grond gaan lê en hulle het my met 'n spantoe geslaan. Hoeveel houe het hulle jou geslaan? Ek kan nie sê nie. Na 'n ruk het ek bewusteloos geraak. Toe ek weer bykom, het ek gebloei. By my mond en my neus. En ek was vir 'n lang tyd siek daarna. Erken jy die beskuldigde hier in die hof as kommandant Skeepers? Nee, ek kan nie sê ek erken hom nie. Ek het die kommandant nooit gesien. Geen verdere vrae nie. Koers is 103. Jy sal my vandag kan hof toe vat. Hy het gister vir my al siek gelyk in die hof. Hoe lank dink jy gaan dit neem voordat hy beter is? Ek weet nie. Die wag sê hy is van vroeg vanmôre af al so half eiland toe. Ek kan probeer om die koers af te bring. Dit beteken nie is gesond nie. Ek dink jy sal my uitstel moet vra. Kan jy vir my 'n sertifikaat gee? Nee, daarvoor moet jy aansoek doen by die hoofbewaker. Blote routine. Ek sal dit so lank uitskryf en teken. Nou ja, dan loop ek maar die hof begin 9:30. Meneer die president, ek lê hiermee aan die hof voor die opsomming van die getuienis ten opsigte van aanklagte nommer 17 tot 25 as ook nommer 30. Ten opsigte van hierdie aanklagte het die gevangene die feite erken sonder om te erken dat hy skuldig is aan die aanklagte. Meneer die president, die verdediging versoek dat dit beskou sal word asof hierdie opsommings reeds in die hof gelees is, aangesien hulle in die teenwoordigheid van die gevangene neergeskryf is. Versoek word toegestaan. En daarmee word die getuienis vir die vervolging afgesluit, meneer die president. Die hof verdag tot 9:30 Vrydag 27 Desember 1901. Terwyl ek Saterdag van die kantoor na die gevangenis vertrek, groet een van die omstanders my. En later verneem ek dat hy dadelik gearresteer en in die gevangenis geplaas is. 5 pond boete of 14 dae gevangenisstraf gekry het. Die 5 pond boete is betaal. Merkwaardige teken van gelyke regte onder die Britse vlag. 25 Desember vandag, so 'n lieflike dag as wat 'n mens kan verlang. Maar ek voel tevrede onder die omstandighede. As ek daaraan dink, die lyding is vir ons land en volk, en alles wat vir Afrikaner lief en dierbaar is. Maar die menslike gevoel van verlange, om met sulke feesdae vir jou familiebetrekkinge en vriende te kan wees, is 'n soete herinnering. En steeds kom in jou gedagtes hoe plesierig hierdie dae vroegere jare deurgebring is. En vandag, 25 Desember 1901, sit ek agter traliedeure en vensters, ver weg van familie. Vriende is naby, maar hulle mag my nie eens groet nie of hulle kry 5 pond boete. Dus is daar natuurlik nie een wat het sal waag om vir my lekkernye of vrugte te bring nie. Maar ek het van die hospitaal af vrugte gekry en op my versoek ook 'n pudding. Dominee Marie Junior het ook vir my 'n pudding gestuur. Die president, die beskuldigde, het in sy eie verdediging 'n verklaring voorberei wat ek aan u oorhandig as deel van sy getuienis. Met u verlof gaan die beskuldigde voort met die getuienis. Kommandant Skeepers, u is 'n inwoner van die Oranje rivier kolonie, nie waar? Ek is 'n burger van die Oranje Vrystaat, ja. En waar het u gewoon voordat u na die Kaapkolonie gekom het? Was 'n inwoner van Bloemfontein waar ek hoof was van die hidrografiese departement. Op watter datum het u uself oorgegee? Ek het my oorgegee op 10 Oktober 1901 nadat ek siek geword het. Wat was u rang op daardie tydstip?
Ek was 'n kommandant in die gekombineerde magte van die Suid-Afrikaanse Republiek in die Oranje Vrystaat. Wanneer is u tot hierdie rang bevorder? Ek is tot die rang van kommandant bevorder in Maart vanjaar. Voor die tyd het ek die rang van kaptein gehad. En op watter datum het u die Kaapkolonie binnegekom? Dat was op 15 November 1900. U was toen nog 'n kaptein, Ivan. Dis korrek. U het dus nie in u hoedanigheid as kommandant besluit om na die Kaapkolonie te kom nie. Nee. Ek het na die Kaapkolonie gekom onder bevele van generaal De Wet. Al het generaal De Wet op daardie tydstip nie self die Kaapkolonie binnegekom. Wie was uw bevelvoerder? Terwyl ons saam met kommandant Kritzinger was hy die hoofbevelvoerder. Maar die oomblik toe ons geskei het, was ek in bevel van my eie afdeling. Voordat ek na die Kaapkolonie gekom het, is daar 'n kruisgraad wat bestaan het uit al die offisiere in die Vrystaat gehou. Op die kruisgraad is besluit om 'n brief aan Lord Kitchener te skryf om sy aandag te vestig op die vernietiging deur brandstigting en ander maniere van eiendom in die Vrystaat en Transvaal. En in die brief is gesê dat as hierdie vernietiging nie ophou nie, die kommandos wat die kolonie binneval sal opdrag kry om dieselfde vernietiging in die Kaapkolonie te saai. Hierdie brief was nie die enigste nie. Daar was ook 'n vorige brief met dieselfde inhoud wat aan Lord Roberts gerig was. In die verklaring in die eie verdediging en in die pleit op die beskuldiging steun u het u gesê en ek haal aan. Die dade waarvoor ek nou verhoor word, is gepleeg in opdrag van my hoër offisiere. Einde van aanhaling. As u van die opdrag te praat, verwys u na hierdie krygsraad en hierdie twee briewe alleen. Geensins. In Maart vanjaar het 'n proklamasie wat uitgereik is deur generaal De Wet en wat onderteken is deur ex-president Steyn my bereik. En daarin is die offisiere in die Kaapkolonie waarvan ek een was, beveel om alle persone wat die Republieke nie goedgesind is nie, op dieselfde manier te behandel as wat die Britse magte die Vrystaat en Transvaal doen, naamlik om hulle eiendom te vernietig. En kan u van hierdie proklamasies aan die hof voorlê? Nee, ek kan nie. Waarom nie? Die instruksies en proklamasies wat ek van my hoëroffisiere ontvang het terwyl ek nog op die veld was, het ek soos van 'n bevelvoerende offisier verwag word aan my opvolger oorhandig. Die proklamasie wat ek in Maart ontvang het in een van die Graaf-Reinet se koerante verskyn. 'n Afskrif van die berig het ek wel in my eie verdediging aan hierdie hof voorgelê. Met u verlof, meneer die president, sal ons nou aandag gee. Ek was in Montekiese district toe Swartes geskiet is. Ek was in sy kommando destyds en het my gevang en my lewenslang gegee. Was dit toe hy wat bevel gegee dat hulle geskiet moes word? Weet nie, glo nie. Van 'n Merwe was by hom gewees daai tyd. Maar toe sê hulle dat ek vir die bewakers gesê het dat Skeepers die bevel gegee het. En Skeepers het vir my gesê toe saam in die tronk was. Maar daardie man wat saam met ons in die sel was om ons af te luister, hy lieg. Ons was wel saam in die tronk gewees, maar ons het nie gepraat nie. En was ook nie Skeepers wat gesê dat daar geskiet moet word nie. Jy sien, Van 'n Merwe se man het vir my gesê dat Van 'n Merwe die bevel gegee het. Maak die saak nie, hulle gaan maar. Op die plaas uitkoms waar die eiendom afgebrand is en die naturel geskiet is dit so dat regter Hugo ook daar teenwoordig was? Hy was daar, ja. En het dit al gebeur dat mense u vir regter Hugo aangesien het of andersom? Ja, dit was heel dikwels die geval. Op byna elke plaas waar regter Hugo en ek saam was. Ons is ewe lank, ons dra eners 'n snorre en ons lyk in die algemeen baie eners. Kommandant Skeepers, hoeveel mense het u gevange geneem sedert u die Kaapkolonie binnegekom het? Ek het in die Kaapkolonie meer as 1300 mense gevange geneem. Hoe het u hulle behandel? Die prisonniers wat deur my gevange geneem is altyd met die grootste respek deur my behandel. Was dit die mening van die gevangenes ook? Beslis. Ek het verskeie briewe gehad van Britse offisiere wat agterna my geskryf het, waarin hulle my bedank het vir die vriendelike en ordentlike behandeling wat hulle ontvang het. Een keer het ek 'n klomp soldate gevang wat aan Alexander se kolonne behoort het. Toe ek hulle wil vrylaat het hulle gevra of hulle in my komando kon bly. Want hulle het gesê dat hulle by my beter behandeling ontvang het as wat hulle by hulle Britse offisiere gekry het. So was daar nog baie ander gevalle. Ek wil nog een geval noem. Dit was nog in die Oranje Vrystaat. Daar was 2 gewonde Britse soldate by Rodewal waar generaal De Wet die stasie in die brand gesteek het. Generaal De Wet het vir die Britse gevangenes wat ons by ons gehad het gevra om die manne uit te dra, want hy was bang hulle sou verbrand. Die gevangenes wat besig was om kos en drank en ander goed te vat, het geweier om hulle uit te dra. Generaal De Wet en ek self het toe die 2 man een vir een na 'n spoorwegtrok toe gedra waar hulle veilig sou wees. So was daar baie ander gevalle. Het u ook die telegram gesien wat vroeër hier in die hof voorgelê is? Meneer die president, ek verwys na die telegram wat op 21 Desember deur Lord Grant uit Engeland gestuur is en waarin hy hierdie hof versoek dat die feit dat kommandant Skeepers sy seun se lewe gespaar het op 23 Desember ter versagting van sy straf in ag geneem moet word. Het u die telegram gesien? Ek het dit gesien, ja. Onthou u die insident waarna dit verwys? Ja, ek onthou dit nog baie goed. Luitenant Grant van die 12de Lancers is wat my betref een van die dapperste Britse offisiere waarvan ek weet.
Dit was suidoos van Oudtshoorn langs die Kabanassie rivier. Daar het hy 2 van my manne gewond en 8 van hulle gevang. Hy was besig om die rivier oor te steek toe ek en 4 van my manne daar opdag. Ek het vir hom geskree om te hands-op. Hy was al so een keer in die water in, maar nog nie baie ver. Toe ek vir hom skree om te hands-op, het hy my geïgnoreer. Toe skree ek vir hom dat hy moet oorgee, anders sal ek hom laat neerskiet. En nog steeds het hy hom nie aan my gesteer nie. Eers toe die 4 manne wat by my was, hulle gewere op hom gerig gehad het, het hy sy revolver en sy geweer laat val en hom oorgegee. Die manne wat by my was, wou hom neerskiet omdat hy 2 van my manne gewond het. Maar ek het hulle beveel om dit nie te doen. Nadat ek hom gevangen geneem het, het ek hom na huis toe geneem waar ek hom slaapplek gegee het. Ek het hom agterna vrygelaat. Neem 'n kasker van 'n vraag net om te spreek met hom. Laat hom maar binnekom. Goeiemôre, meneer Tennant. Dag. Ek het hier my verslag wat ek geskryf het oor Skeepers se verhoor. En soos jy weet, het kolonel Eniker toestemming gegee dat ek 'n verslag aan die nuusagentskap deurstuur. Dis ek wat die toestemming gegee het. Ek het dit eers ook aan majoor Shoot voorgelê. En hy het gesê ek kan dit maar so deurstuur. Hy het dus die hele verslag deurgelees. Ja, hy was tevrede daarmee. Is hy? Maar die agentskap stel spesifiek belang in die gedeelte van Skeepers se getuienis. Dit is toevallig die deel wat hulle nie kan kry nie. Die res kan jy maar deurstuur. Meneer Shoot so gesê. Maar die agentskap... Die agentskap kan dit nie kry nie, is gesensel. Maar hoekom? Moet ek vir jou sê dat dit speleens is. Jy moenie dit waag om dit in jou eie koerant te publiseer nie. Ek kan bly wees ek laat jou nie 3 weke wag tot die vonnis bekragtig is, sodat jy nie die vonnis kan publiseer nie. Op 28 Desember word ek gekruisvra deur Tennant. En ek is seker dat iemand wat deur hom gekruisvra word sy kop bymekaar moet hou. Of hy beland in die moeilikheid. Jy het 'n maagkommandant geword. Dis wat ek gesê het. Meneer die president, ek lê aan die hof 'n brief voor aan die gevangene Skeepers, geskryf deur assistent hoofkommandant Kritzinger. In die brief deel hy Skeepers mee van sy aanstelling as kommandant. Die brief is gedateer 23 Julie. Wil jy aan die hof verduidelik oor dat jy in Maart kan kommandant word op gesag van 'n brief wat eers in Julie geskryf is? Dis eenvoudig. Ek word nie in die brief aangestel. My aanstellingsdokumente is net by die brief ingesluit. As jy die brief met aandag lees, sal jy sien dat die assistent hoofkommandant in die brief verskoning maak vir die feit dat die dokumente my so laat bereik het. Omdat sy sekretaris dit gehad het en sy sekretaris tydelik afgesny was. Wat was die verhouding tussen jou en Kritzinger? Ek en hy was baie goeie vriende. Maar hy was nie jou bevelvoerende offisier nie. Hy was my senior offisier. Ah, hy was. Ja, hy was en ek het dit in geen stadium nog ooit ontken nie. En was daar in die brief gedateer 23 Julie 'n opdrag van Kritzinger om huise af te brand en eiendomme te vernietig van burgers van die Kaapkolonie? Nee, daar was nie. Ek kan jou onthou dat jy op later geleentheid hieroor aan Kritzinger geskryf het nadat jy hierdie brief ontvang het. Ja. Nadat ek die brief van 23 Julie ontvang het, het ek aan Kritzinger geskryf en hom gevra of hy nog die proklamasie kan onthou wat deur generaal De Wet en president Steyn uitgereik is in verband met die vernietiging van eiendom. Daarom het ek hom gevra of hy al so 'n bevel aan die bevelvoerende offisiere hier uitgereik het. As jy op daardie stadium nog nie opdrag van Kritzinger ontvang het om huise af te brand nie, hoe kan jy beweer dat jy huise afgebrand het in opdrag van jou hoër offisiere? Ek het nie gesê dat die dade wat ek gepleeg het op bevel van Kritzinger was nie, maar dat ek opgetree het op bevel van proklamasies wat ek ontvang het. Die bevel om eiendom af te brand is nie net aan my gestuur nie. Dit was 'n proklamasie wat onder al die kommandos in die Kaapkolonie gesirkuleer is. Hierdie bevel is uitgereik voordat Kritzinger bevorder is tot assistent hoofkommandant en bevel van die invalsmag in die Kaapkolonie. En op watter wyse het jy die proklamasie gekry? Rapportryere is my gebruik. Het jy afskrif daarvan aan jou gehad toe jy gevang is? 'n Afskrif van hierdie spesifieke proklamasie is op die oomblik in besit van regter Hugo. Ek dink jy sê jy het die dokumente aan jou opvolger oorhandig. Ek het na latere dokumente verwys. Die het ek wel aan my opvolger oorhandig soos ek gister gesê het. Ek stel dit aan jou dat die enigste proklamasie wat na brandstigting en die vernietiging van eiendom verwys wat jy ooit gesien het, die was wat in die koerante was. Nee. En al was dit ook so dat ek nog steeds die mondelingse instruksies gehad. Hierdie instruksies is voor my vertrek uit die Oranje Vrystaat aan my oorhandig op die kruisraad waarna ek verwys het.
Waarop besluit is dat as die vernietiging van eiendom in die Vrystaat en Transvaal nie ophou nie, ons sal breek deur die selle in die Kaapkolonie te doen. Die ander kommandante, het lê hierdie mondelingse instruksies van jou ook so verstaan? Ek kan nie getuig oor die gevoelens en interpretasies van ander kommandante nie. Jy het dus huise afgebrand om wraak te neem. Die huise wat ek afgebrand het, het ek nie in 'n gees van wraak gedoen. Maar die eienaars van al daardie huise was persone wat aktief teen die Republiek opgetree het. Juis. Dis presies wat my instruksies was. Moet ek dus hieruit aflei dat die feit dat jy soveel huise nie afgebrand het nie, beteken dat die eienaars van al daardie eiendomme met julle gesympatiseer het en julle gehelp het? Ek is bevrees ek kan nie begryp hoe so 'n afleiding gemaak kan word. Die feit dat ek so baie huise nie afgebrand het, die bewys juis dat ek nie uit wraak eiendomme afgebrand het. Meneer die president, met u verlof gee ek in my kruisverhoor nou aandag aan die beskuldigdes se getuienis op spesifieke aanklagte. In jou getuienis het jy gesê dat jy die rang van kaptein gehad het toe jy op sekretariskraal was, by die geleentheid toe die 2 naturelle geskiet is, korrek? Dis korrek. Jy het ook gesê dat kaptein Forsier daar was en ook hoofkommandant Kritzinger en dat kommandant Kritzinger dus opperbevelhebber was. Maar dat jy is agterna gehoor het van die 2 naturelle wat by sekretariskraal geskiet is, korrek? Ja, kaptein Forsier het my daarvan gesê. En ek het, soos ek gister gesê het, geen deel gehad aan die kruisraad wat hulle veroordeel het om geskiet te word nie. Met verwysing na die tweede aanklag, jy getuig dat jy niks te doen gehad het met die bevel dat die naturelle konstabel Mojeka geskiet moet word nie. Dis wat ek gesê het en ek bly daarby. Tog het die getuies, de Pre en Goosen getuig dat het algemene kennis onder jou manskappe was dat Mojeka voor son geskiet sou word. Ek kan kwaliek verantwoordelik gehou word vir wat de Pre en Goosen die manskappe oorsê het of nie oorsê het. Maar tog het Mojeka voor jou verskyn. Nie voor my alleen nie. Hy het voor my en Forsier en regter Hugo verskyn. Dis toe dat ons uitgevind het dat hy aan die polisie mag behoort en ons het besluit om hom los te laat. Toe die wag hom gaan roep sodat ons hom kon loslaat, het hy weggehardloop. 'n Paar van die wagte en kommandolede het op hom geskiet. Ek was 500 of 600 tree daarvandaan. Ek is agterna eers meegedeel dat hy geskiet is. Hy is nie op my bevel geskiet nie. Ek stel dit aan jou dat jy nie van plan was om hom los te laat nie, maar dat jy hou tot son onder hom jy toe van plan was om hom te skiet. Ons kon hom nie onmiddellik loslaat nie omdat hy inligting oor ons sou kon gee. Daarom het ons hom gehou tot net voor ons vertrek. Met betrekking tot die derde aanklag oor die skiet van die naturel Christian op die plaas uitkoms, jy getuig jy niks daarvan weet nie. Dis korrek, ja. Maar lang Forsier, regter Hugo en ek self was op die plaas uitkoms. Ek het nie geweet dat 'n naturel daar geskiet is of selfs daar gevang is nie. Die eerste woord wat ek daarvan hoor is toe ek nou 'n aanklag teen my op die klagstasie. Volgens Van der Berg jy vir hom gesê dat jy hom net soos die gevange naturel sou behandel. Van der Burg en Momberger het gestaaf. Dis vir my duidelik dat die getuies my en regter Hugo met mekaar verwar. En wat my aangaan, is dit ook ewe goed moontlik dat hulle net gewoon gelieg het. Ek bly by my verklaring van gister. In verband met die vierde aanklag. Gister het jy gesê dat eers toe jy by plaas Rooiklip aangekom het jy verneem het dat die naturel James daar geskiet is. Ja, ene Lamkin van my kommando het my dit kom sê. Lamkin was deel van die patrollie wat ek uitgestuur het voordat ek na die plaas toe gegaan het. En hierdie patrollie het vir James op die plaas Rooiklip gevange geneem. Die patrollie het vir James en 'n paar ander spioene langs die pad gekry en in 'n oostelike rigting agtervolg. Toe ek op die plaas kom, was 'n deel van die patrollie reeds daar en het my daarvan vertel. Ongeveer 2 uur later het die res van die patrollie daar aangekom, onder andere Lamkin, en my meegedeel dat James ontsnap het en in die aksie geskiet is. Aksie? Wat 'n soort aksie is dit waar 'n man geskiet word nadat hy reeds gevange geneem is? Met aksie bedoel ek nie dat hy geskiet is nadat hy gevang is nie, maar dat hy geskiet is nadat hy gevlug het. Sou dit verkeerd van my wees om aan te neem dat die patrollie James op jou bevel geskiet het? Ja, dit sou verkeerd wees. Ek kon hulle nie beveel het om 'n spioen te skiet nie, om die eenvoudige rede dat ek toe ek hulle uitgestuur het nie kon geweet het dat hulle spioene sou teekom. In jou getuienis ten opsigte van die 5de aanklag oor die voorval op die plaas Willeparefontein, het jy getuig dat dit Van der Merwe was wat opdrag gegee het dat die 2 naturele jagtpan en rooi geskiet moet word. Dis reg, ja. Van der Merwe het my dit self gesê. My getuie J.J. Martin wat vir die staat getuig het, dit bevestig. Tog het jy erken dat die patrollie wat hulle gevang het deel van jou manne was en deel van der Merwe se manne was. Dis korrek. En die offisier in bevel van die patrollie was luitenant Luit, een van jou offisiere? Dis korrek. Die 2 naturelle en die blanke wat saam met hulle gevang is voor jou gebring toe die patrollie teruggekom het op die plaas. Dis korrek. En jy het van jou manskap 'n bevel gegee om hulle te bewaak. Dis korrek. En tog het jy getuig dat dit van der Merwe se gevangenis was en dat hy die bevel gegee dat hy moet skiet. Dis die waarheid. Ek het die naturel Konrad Joachim hieroor getuig dat dit 2 van my manskappe, Sergeant Koen en Kenny Lamkin was wat hulle geskiet het. Dit is 'n leuen. Daardie 2 manne het dieselfde nag toe die 2 naturelle op die plaas aangekom het vertrek. En hulle was nie eers meer in die omgewing die volgende oggend toe die naturelle geskiet is. Ja, maar wat ek wil weet, is hoekom gevangenes van der Merwe voor jou verskyn het? Hoekom het jy 'n wag oor hulle aangestel? En hoekom was een van jou offisiere leier van die patrollie as die prisoniers dan van der Merwe se was? Ek en van der Merwe was gelykes wat onafhanklik opgetree het.
Waar manskappe onder ons bevel saamgewerk het, is gevangenes beskou as die eiendom van die kommando deur wie se manskap hulle gevange geneem is. Hierdie naturelle is gevange geneem deur Van der Merwe se manskappe. Hulle het niks met my te doen gehad. Kom ons slaan voor jou gebring en het jy 'n wag oor hulle gestel. Die patrollie het die gevangenes in die laar ingebring. Hulle het hulle nie na my persoonlik gebring. Aangesien Van der Merwe nie daar was nie, het ek een van my adjudante gevra om hulle onder 'n wag te plaas. Die blanke wat deur dieselfde patrollie gevange geneem is deur een van my offisiere luitenant Luit gevange geneem. En hy is nie geskiet. Ek stel dit aan jou dat jy tydens hierdie voorval Van der Merwe se senior offisier was en dat hy die naturelle op jou bevel geskiet het nadat hy die volgende oggend 'n nota van jou ontvang het. Dis belaglik. Van der Merwe het dieselfde rang as ek gehad en hy het bevel gevoer oor 'n ander kommando as myne. Ek het geen bevel oor hom gevoer nie. Die nota wat ek aan hom gestuur het die volgende oggend toe die twee naturelle toevallig geskiet is, het op 'n ander saak betrekking gehad. Kan jy nog onthou met betrekking tot die 6de aanklag in verband met die naturel Kennedy wat doodgeskiet is, wie die kruisraad is wat hom verhoor het? Ja. Dit was luitenant Luit en luitenant Pypers, offisiere in my kommando en ek self. En hierdie kruisraad het beslis dat hy 'n spioen is en dat hy geskiet moet word? Ja. Hy het in gewone klere na die laar toe gekom met die doel om te spioneer. Hy het 'n wit vlag gedra omdat hy bang was dat daar op hom geskiet sou word. Jy het hom geskiet omdat hy in privaatklere was? Nee. Ons het hom geskiet omdat hy vir ons gesê het die Engels het hom gestuur met die opdrag om hom voor te doen as 'n veewagter en dat hy moes spioneer. Hy het ook gespog en gesê dat hy die boere sou skiet as hy 'n geweer kon kry. Hoe was die kommando geklee? Die kommando het gewone klere gedra. Die Republikeine dra gewone klere wat hulle onderskei van die Britse soldate wat uniforms dra. Jy was dus self in geen stadium in uniform gedurende die oorlog nie. Soms, veral aan die begin, het ek die artillerie-uniform gedra. Maar my kommando het gewone klere gedra. In verband met die geval van Abraham en Zedras, dis die 7de aanklag. Hoe het jy geweet dat hulle spioene was? Ek en 'n luitenant en een van die burgers het vir Abraham ondervra. Hy het vir ons gesê dat hy deur die Engelse vooruitgestuur is om vas te stel of daar 'n laar aan die poort is. Hy het ook vir ons gesê dat Zedras, die ander naturel wat gevang is, ook deur die Engelse vooruitgestuur is. Sy getuienis het Abraham gesê dat hy niks van Zedras geweet het nie en julle niks oor hom meegedeel het. Dis 'n leuen. Toe ek Zedras ondervra het, het hy erken dat hulle albei Britse spioene was en dat hulle geld beloof is vir inligting. En toe laat jy hulle looitjies trek om te besluit wie geskiet. Ja. Ek kon myself net nie so ver kry om albei te skiet nie. Dus het ek hulle laat looitjies trek. Hulle is albei skuldig bevind. Zedras het die looitjie getrek om geskiet te word. Abraham het ek losgelaat met 'n nota aan die Britse bevelvoerder. Dit is die nota gemerk Q wat by die hof ingedien is. Oor die 8de aanklag het ek geen verdere vrae nie. Maar hoeveel gevangenes het jy geneem sedert jy die kolonie binne gekom het, het jy nou weer gesê? Dit was omtrent 1300. Ja, ek onthou. En jy het nooit 'n gevangene mishandel nie. Ek het hulle altyd so goed behandel as wat onder die omstandighede moontlik was. En dit geld ook die behandeling van Pieter Boysen, John van den Berg, Portlock, Rubich en Albert van den Burg in die 9de en 10de aanklagte. Ja. En in die tyd dat die gevangenes by jou kommando was, het jy gesorg dat hulle kos kry? Terwyl hulle die kommando was hulle net so vry soos my eie mense. Hulle het dieselfde kos en voorrade as my manne gekry. Hulle was vry om te kom kla as hulle ontevrede was en niemand het ooit kom kla nie. Was hulle ooit verplig om te voet saam met die kommando te beweeg? Ek ontken nie dat hulle soms moes loop nie. Maar waar die terrein moeilik was, het ons hulle perde gegee. As julle genoeg perde gehad om vir hulle te gee oor goeie terrein, julle seker genoeg perde gehad om vir hulle op enige ander terrein te gee. Ons het baie perde gehad, maar geen saals nie. En hulle getuienis dat die stibeels van die perde se saals afgehaal is en dat hulle bloots moes ry is vals. Ek weet van geen geval waar hulle bloots moes ry. Ek stel dit aan jou dat jy te alle tye bewus was dat die 4 gevangenes mishandel is en dat jy goed weet dat hulle getuienis die waarheid is. Hierdie manne was vir 'n hele paar dae my gevangenes. Dis onvermydelik dat hulle af en toe aan gevaar blootgestel is. Ek kon dit nie verhelp nie. Het jy geweet dat het onwettig is om naturelle te skiet en dat die Britse owerheid by wyse van proklamasie verklaar het dat dit as moord beskou sal word? Nee, ek het dit nie geweet nie. Dit is ooreengekom dat naturelle nie in hierdie oorlog gebruik sou word nie. En die Britse magte wat hulle as spioene gebruik het geweet dat hulle geskiet sou word as hulle gevang word. Maar jy het toch in die koerante gesien dat verskeie mense gevang en van moord aangekla is. Maar die koerantberigte het nie gesê waarom hulle van moord aangekla is nie. My instruksies was om spioene in gewone klere te skiet as ek hulle vang. Persoonlik is ek onwillig om dit te doen. Daarom het ek gevangenes soos Huggett, Goksou en Aanhuise nie geskiet nie, maar op Akslaalik gee. En ten spyte van wat hier in die hof getuig is 'n ligte sambok gebruik. En die straf kon in geen geval ernstige gevolge gehad het nie. Dit is die waarheid. Ek het geen rede of begeerte om die waarheid te ontken. Ek het nie ontken dat ek plase, huise en winkels afgebrand en treine aangeval en afgebrand het nie. Ek het ontken dat ek skuldig is aan die aanklagte. Want in wat ek gedoen het, het ek opgetree op bevel van my bevelvoerende offisiere.
Dit is een van die hoofredes waarom die boerekommandos die Kaapkolonie ingestuur is, naamlik om juist die soort van skade aan te rig. Ek het nie ontken dat ek die huise afgebrand het waarvan ek beskuldig is. Behalwe die van die Featherstons wat van 'n Merwe op jou bevel afgebrand het. Van 'n Merwe het die Featherstons huis afgebrand. Ek ken nie eers die Featherstons se naam nie. Van 'n Merwe is 'n kommandant soos ek. Hy het op sy eie inisiatief opgetree onder dieselfde bevele as waaronder ek gestaan het. Ek het hom nie beveel om huise af te brand nie, omdat ek hom nie kon beveel om huise af te brand nie. Die kruisverhoor was om 1 uur verby. Dit het om 9:30 begin. Om 2:30 die alweer begin en het meneer Ouret sy pleidooi ter verdediging gelewer. Hy het verstandig en goed gepraat. Maar as hy my eie oortuiging van my onskuld gehad het en net so seker was dat die beskuldigings vals was, of dat ek werklik slegs in opdrag van my hoofoffisiere opgetree het, sou hy seker met meer nadruk gepraat het. Tog is ek dankbaar vir die diens wat meneer Ouret my verleen het. Na meneer Ouret was dit die beurt van die man met die flikkerende oë, meneer Tennant. Maar ek het meer van hom verwag. Hy praat asof hy 'n lijkrede hou. En na my mening, as jy jou wet en regering verdedig, moet jy dit met jou bors uitgestoot doen. Wat my opgeval het, is dat hy my dade as lafhartig bestempel. Ek weet dat ek nie dapper is nie, maar ek sal meneer Tennant enige dag in 'n tweegeveg aanpak. Maar ek het die heel eerste dag toe hy met my gepraat het oor my geld reeds ontdek dat hy nie dapper kon wees nie. Om 'n gevangene of 'n krygsgevangene of 'n sieke op so 'n wyse toe te spreek, verraai sy ware karakter. Ek kon vir myself goed sien wat om te verwag. As ek met my lewe hiervan afkom, sal het sal 'n wonderwerk wees. Ek het die gesindheid van die president en die lede van die hof goed opgehou. En mag hulle anders wees, maar ek dink hulle die verklaring teen my met baie meer belangstelling benader as die wat in my guns was. Die hele saak lyk na knoeiery van die begin af. Maar ek is voorbereid op enige straf vir my land en my dierbare, dappere en edel volk. Wat 'n lekker gevoel om ook getel te word onder die wat gekruisig is vir ons diergekogte land. En bo alles vir ons geloof. Ja, vir ons liewe Heer. Hoe die vyand ook al juig, die Afrikaner volk sal lewe en nie sterwe nie. Ek vra, is dit moontlik dat ek my kan verdedig teen die valse beskuldigings en valse getuies, terwyl my getuies nog in die veld is, en ook my dokumente en instruksies? Hoe kan ek, terwyl die stryd tussen die twee nasies voortduur, alles oor my regering openbaar maak? Kan ek myself verdedig as ek daardeur 'n verraaier word van my land en my volk? Is dit moontlik om my voor so hof te bring? Maar ons Afrikaners sal nooit onder die Engelsman reg sien nie. Afdeling op die plek. Rus. Ex-kommandant Gideon Jacobus Skeepers van die federale magte en burger van die Oranje Rivier kolonie. Jy is van 18 tot 27 Desember verlede jaar verhoor
deur 'n militêre hof op bevel van generaal J.D.P. French, bevelvoerder van Haar Majesteit se magte in die Kaapkolonie. Die bevinding van die hof is die volgende: op aanklagte 1 tot 4 van moord op onderdane van Haar Majesteit, skuldig. Op aanklag nommer 5 van moord op 'n onderdaan van Haar Majesteit, onskuldig. Op aanklagte nommers 6 en 7 van moord op onderdane van Haar Majesteit, skuldig. Op aanklag nommer 8 van poging tot moord, skuldig. Op aanklagte 9 tot 13 van dade teen die gebruik van oorlogvoering, skuldig. Op aanklagte 14 en 15 van beskadiging van spoorweë, skuldig. Op aanklagte 16 tot 30 van brandstigting, skuldig. Die vonnis van die hof is reeds bekragtig deur generaal Kitchener, opperbevelhebber van Haar Majesteit se magte in hierdie land. Die vonnis is die dood deur opgehang te word. As ek moet sê dat ek bevrees is, geheel en al nie. Ek voel net jammer vir my dierbare moeder. Die grootste vertroosting wat ek het is dat ek onskuldig is. Onskuldig. En hoop dat my dood tot groter dinge sal groei. En dat alle kommandante en offisiere wat tans nog in die veld is, wraak sal neem. En dat hulle, as hulle my miskien eendag volg, sal weet dat hulle so opgetree het om hulle lewens op te offer vir hulle volk en land. Die Here, onze God, sal reg doen na sy geregtigheid. So is dit vandag 17 Januarie 1902, my moeder se verjaarsdag, en my laaste dag om die lig te aanskou. Maar dit is salig om daaraan te dink. En 'n mens kan wens dat dit reeds tyd is om die verwisseling te maak en die sondige aarde met die vreeslikheid wat nou geskied agter te laat. Ook is ek tevrede in die wete dat ek my volk en regering getrou gedien het. En as ek geweet het dat ek so onskuldig ter dood gebring sou word, sou ek voorwaar die vyand nog meer verwoes het as wat ek gedoen het. Die beskuldigings teen my en wat ek gedoen het, was alleen dat ek my instruksies uitgevoer het. Toe die Engelsman ons wonings afgebrand het, was dit wettig en veroorloof. Maar as ons wonings afbrand, is dit brandstigting. Selfs al was dit my beveel om dit te doen. Kolonel Henneker is hier om jou te spreek. Dankie. Ek wil jou graag 'n verskoning vra vir my gedrag teenoor jou die afgelope paar weke. Dit is seker nie vir my nodig om vir jou te sê dat ek 'n plig gehad het om te doen soos ek beveel is nie. Maar ek was onbeskof teenoor jou. Ek het jou beledig deur jou daarvan te beskuldig en jy geld in jou besit gehad en gesteel het. Dit is onvergeeflik. Ek vra jou graag verskoning. Skeppers, ek het persoonlik gekom om te hoor of daar enige versoeke is waaraan ek kan voldoen. Dankie. Sal jy asseblief my prokureur, meneer Arret, na my toe stuur, sodat ek my sake in goed en hom kan oorhandig? Dit sal beslis verdien word. Dan is daar nog iets waarvoor net u kan sorg, asseblief. Ja? Ek wil nie die lede van die Tandra geskied word nie. Wat my skiet deur Britse soldate. Nie deur mense wat hulle volk verraai vir 5 shillings 'n dag nie. Liefste moeder, my klere, skeergoed en dagboekie oorhandig ek aan prokureur Ouret, asook die geld wat ek by my gehad het. My meubels wat op Bloemfontein is, moet tussen julle en Johanna Skeepers verdeel word. Daar is ook nog my salaris wat aan my verskuldig is. 'n bedrag van 280 pond waaroor ek aan president Steyn geskryf het. Ek hoop moeder sal dit ontvang en dit goed gebruik. Ek het versoek dat ek in 'n kus begrawe moet word, sodat julle my op Rodepoort kan herbegrawe as julle wil. Ek sluit ook 'n foto in wat in die hof geneem is.
Julle kan meer van die foto's en grawery net kry as daar van ons vriende of familie is wat wil hê. Liefste moeder, ek is voor 'n sogenaamde hofverhoor. En ek is ter dood veroordeel op die getuienis van valse getuies wat leuns gesweer het om hulle geld te verdien. Maar liefste moeder, moenie oor my huil nie, want wat ek gaan ly is niks. Dis maar net wat elke opregte man wat sy liefde vir sy land hoër ag as sy eie lewe moet ly. En liefste moeder, moenie oor my treur nie, ek smeek u. Dink daaroor. En moeder sal sien, dit beteken maar net dat ek 'n wêreld verlaat waar mag reg is. En ek gaan na 'n land waar geregtigheid mag is. Peloton op die plek! Gas! Nodig om vast te maken, die kerels. Peloton! Peloton! Aan! Dag! Hierdie peloton!